Is jy dapper soos 'n leeu? Spreuke 28 vers 1 sê die regverdige sal soos 'n dapper leeu wees. Maar wat is dit om dapper te wees vir Abba Vader? Ek wil met julle 'n ware storie deel oor Telemachus. Hy was 'n gewone man, kind van Abba Vader, wat in die Italiaanse platteland in die 5de eeu gewoon het. Telemachus het graag tuinwerk gedoen, maar nog meer daarvan het hy gehou om tyd op sy knieë by Abba Vader te spandeer. 'n Man na God se hart. En op 'n dag toe hy stil by Abba Vader was, het hy duidelik Vader se stem gehoor wat sê: Telemachus, ek wil hê jy moet Rome toe gaan. Hy het nie mooi verstaan nie, maar Abba Vader se stem was vir hom baie duidelik. En so pak hy toe sy tas en loop Rome toe. Toe hy in Rome aankom, vind hy 'n groot opgewondenheid in die stad. Hy vra uit waaroor dit gaan en hulle vertel vir hom, dit is vandag die dag van die jaarlikse gladiator gevegte in die arena of Colosseum. En Telemachus het by homself gedink, maar dit kan mos nie wees nie. Dit kan tog nie wees dat mense 391 jaar na die koms van Yeshua steeds mekaar doodmaak nie, vir die plesier van toeskouers nie. En so vind Telemachus sy pad toe na die Colosseum toe. En daar sien hy hoe die gladiators teen mekaar wil veg. Hulle skree met die vuiste in die lug: "Heil Caesar, ons sterf vir Caesar." En Telemachus besef weer dat dit net nie reg is nie. En Telemachus staan op, hy spring bo oor die heining en hardloop tussen hierdie twee gladiators wat op mekaar wil afstorm in hierdie groot Colosseum. Hy hardloop tussen hulle in en hy skree: "Dit is nie reg. Julle kan dit nie doen nie. Nee, julle kan dit nie doen nie. In die naam van Yeshua Messias, stop." En die mense het eers 'n groot grap van Telemachus gemaak en gedink hy was deel van die vermaak, totdat hy hard uitgeskree het: "In Yeshua Messias se naam, stop." Met dit het die swaard van die gladiator deur hom gesny en Telemachus het dood neergeval. Daar is toe ewe skielik 'n doodse stilte wat heers en een man in die Colosseum staan toe op en sê: "Nee, hierdie kan nie verder aangaan nie," en hy loop toe uit. Met dit het almal die plek verlaat en van daardie dag af in die Colosseum was daar nog nooit weer 'n gladiator geveg nie. Van 391 na Christus het daar geen gladiator vegte weer daar plaasgevind nie. En as gevolg van een man wat bereid was om dood te gaan vir die waarheid, een mens met 'n oortuiging van die wêreld het die wêreld verander. Een persoon wat gehoorsaam was aan Abba Vader se stem. So wat is hierdie dapperheid wat Telemachus gehad het? Dapperheid is nie myn jou opinie oor iets nie, of oor iemand nie, agter daardie persoon se rug veral nie. Nee, ons lees na Abba Vader se woord van Moses, van Daniel, Petrus, Paulus. Hierdie ouens was dapper en gehoorsaam aan Abba Vader se woord. Hulle was nie skaam om sy waarheid met die wêreld te deel nie. So wat maak hulle anders? Of wat is hierdie dapperheid? Die woordjie vir dapper in die Hebreëse woord is batag, en batag beteken vertroue. Maar dit is 'n baie spesifieke soort vertroue, want hoor wat 'n prentjie teken die Hebreëse taal vir ons oor die woordjie batag. Die prentjie wat geskilder word is om neer te val en plat te lê voor die aangesig van Abba Vader. Dan die definisie van dapperheid volgens die woord van Abba Vader is om Jotwawe jou God te vertrou, neer te buig voor hom in ontzag. Met ander woorde, dit is om op jou knieë te gaan, Abba Vader te vertrou en te sê: "Abba Vader, hier is ek." Met ander woorde, dapperheid is nie jou opinie nie. Dapperheid is die mate waarin jy voor Abba Vader kan neerval op jou aangesig en hom vertrou en te sê: "Hier is ek, my pottebakker. Gebruik my onvoorwaardelik soos Telemachus vir u glorie." Hoekom nie vandag vir hom sê: "Hier is ek"?